called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om jou vanoggend te sien hierso by ons aanlyn diens. Dis die aanlyn diens van die Nederduits Hervormde Kerk Gemeente Oos-London en dan die NG Gemeente Nahoon wat reeds vir meer as 'n jaar in samewerking is. En ons is baie bly dat jy vandag hier by ons kan aansluit. Ek hoop dat jy vandag ook die Here se liefde en goedheid en teenwoordigheid hier sal ervaar. Ek spreek graag die seën uit en dan gaan ons ook aangaan met die res van ons erediens. God bevestig in sy woord, dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gevestig is op die Here. Genade en vrede van God die Vader en van Jesus Christus ons Here. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons as gelowiges hier by mekaar kan wees. En vandag gaan ons so 'n bietjie nadink oor die oorwinning wat ons behaal. Want ons besef dit nie altyd nie, maar elke liewe Sondag wat ons as gelowiges by mekaar kom, is ons reeds besig om die oorwinning van Jesus Christus oor die dood finaal te vier. Want op die eerste dag van die week het Jesus opgestaan uit die dood en daarom vier ons as gelowiges die eerste dag van die week as ons nuwe tipe van Sabbat. Die dag wat ons wy aan die Here en die dag waarin ons Jesus se oorwinning oor die dood dan herroep. Voordat ons vandag met die erediens begin, kom ons raak net so 'n oomblik rustig en dan gaan ons ook saam bid. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag U naam te kan aanroep. Dankie Here dat ons op U kan vertrou. Dankie vir al die wonderlike seëninge wat ons ook van U af ontvang het. Ons kan ook vandag sê, aan U behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid. Want Heer, U regeer van altyd af nog. Ons wil vandag vra dat U in ons harte sal inkom. Dat U vandag in ons harte en ons gedagtes sal kom werk. En dat ons vandag hier sal kan wegstap as nuwe mense. Mense wat graag in U voetspore volg. Mense wat graag U wil gaan doen in die wêreld daar buite. Daarom vra ons Heer dat U ons nou sal afsluit van al die dinge in die wêreld daar buite, dat ons kan konsentreer en vra wat U wil hê ons moet doen, sodat ons ware geluk in die lewe kan vind. Want dit is tog wat U vir ons wil hê as die goeie en troue Vader. Amen. Vriende, ek dink daar is baie goed in die lewe wat ons nogal werklik uitdaag. En daar is baie goed wat vir ons eintlik 'n probleem veroorsaak in die lewe. En dan kan ons baie maklik begin om in 'n diep donker gat te kyk. En ons sien net al die probleme raak. Partykeer is dit so asof ons 'n bietjie tunnelvisie kry en net niks anders te kan sien as dit wat reg voor ons op daardie oomblik is nie. Is partykeer asof ons nie altyd die groter prentjie kan raak sien van waaroor dit gaan in die wêreld nie. Partykeer raak ons vasgeval in hierdie omstandighede wat ons onsself in bevind en kan ons onsself net nie verbeel hoe ons daaruit kan kom nie. En dan word ons dikwels slagoffers van ons omstandighede. Mens sou dit ook anders te kon sê. Mens sou amper selfs kon sê dat 'n mens slaaf word van jou omstandighede. Hierdie omstandighede oorheers jou lewe. Maar daar is 'n baie groot verskil daar tussen om 'n slagoffer te wees en om uiteindelik 'n oorwinnaar te wees. Want 'n slagoffer impliseer half amper dat ek magteloos is en niks kan verander in my lewe nie. Terwyl om 'n oorwinnaar te wees beteken dat jy daardie omstandighede oorkom. Die omstandighede verander nie noodwendig altyd dadelik nie, maar jy oorkom dit en jy
jy met jou ingesteldheid en hoe jy dit benader, leer om met daardie omstandighede te werk en dan die beste uit daardie situasie te gaan haal. En dit is eintlik wat iemand doen wat besig is om voor te berei vir 'n wedstryd. Ek wonder, ons almal kyk tog baie graag die rugby en die netbal en die cricket in ons land. En as 'n mens nou dink aan daardie voorbeeld, kan 'n mens maar net dink hoeveel voorbereiding dit vir daardie atlete verg om op die ou end op 'n vlak te kom waar hulle wel aan hierdie internasionale wedstryde kan deelneem. Daar's baie pyn en baie sweet wat agteraf en vooraf ingaan. Mens sou kon sê dat dit hulle omstandighede is wat hulle moet oorkom om uiteindelik op 'n vlak te kom waar hulle weet hulle die oorwinning kan behaal in 'n wedstryd. So, anders gesê, sou mens miskien kon verwys na mense wat baie daarvan hou wat gym ook, nê. Ek weet ek het op 'n stadium ook so 'n bietjie tyd in die gym spandeer en die harde ironie is dat as jy nie daardie gewigte, as jy daai gewigte is daar en dit is die omstandighede wat jy moet oorkom om daardie gewigte te kan optel sodat daar spiere kan skeur en weer gesond kan word en dis hoe 'n mens op die ou end dan groei. Mense sê dit anders te partykeer as no pain, no gain. Ek weet nie, dalk het julle dit ook al gehoor, nê? No pain, no gain. Dit is amper noodsaaklik dat 'n mens deur daardie pyn moet gaan om uiteindelik spiere te bou. En Paulus gebruik nogal 'n baie mooi voorbeeld van hoe 'n mens aan die lewensreis moet deelneem. Hy noem dit amper 'n resies. En kom ons lees wat skryf hy daaroor. Ons lees vandag uit 1 Korintiërs 9 van vers 24 tot 27. Kom ons lees daai gedeelte nou saam. Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n resies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe so dat jy wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein, maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen, maar sak self in die wedloop van die lewe uit nie. Ons lees vandag tot sover hierdie skriflesing. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde hoor en dit ook in hulle harte bewaar. Amen. Broers en susters, is dit nie so dat ons partykeer vergeet waaroor dit werklik gaan nie, nê? Partykeer, ek dink 'n mens kan in hierdie gedeelte die morele les gaan leer van om 'n goeie lewe te lei wat natuurlik ongelooflik belangrik is, ja. Maar dit gaan ook oor 'n bepaalde ingesteldheid by ons as gelowiges. Want die lewe gooi baie uitdagings na ons kant toe. En hoe ons uiteindelik daardie omstandighede hanteer, hang af van hoe ons dit benader. En ons kan nou baie maklik jammer vir onsself voel en onsself in 'n gat indink en in 'n donker, diep gat gaan loop. Maar uiteindelik het ons tog deur Jesus Christus die oorwinning behaal. Is dit tog nie wat ons lees in Openbaring wanneer daar deur Johannes geskryf word dat ons reeds die oorwinnaarskroon behaal het in Jesus Christus wat vir elkeen van ons gesterf het. En dat as ons glo dat ons meer as oorwinnaars is, nê? Met ander woorde, daar is niks wat in ons pad kan staan nie, want die Here Jesus gee self vir ons die krag wat ons nodig het om daardie omstandighede te oorwin. En tog speel ons so maklik slagoffer in ons lewe. Dit is so maklik om ander te blameer vir alles wat in ons lewe verkeerd gaan en alles wat donker is en vir al die pyn en die lyding. En as ons in 'n moeilike situasie beland,
dan voel ons wil nie voortgaan nie, en ons gaan lê maar, en ons voel die hele tyd jammer vir onsself. En asseblief, julle moet my nou nie vandag verkeerd verstaan, dat ek sê, jy mag nie jou emosies voel nie. Jy mag en jy moet, en dis partykeer baie noodsaaklik dat mense doen. Ek meen, verlede week se diens het ons nogal presies daaroor gepraat, om te sê, praat oor jou kwaad, praat oor jou kwaad, praat oor jou hartseer, gee daaraan uiting teenoor God, en praat met die mense vir wie jy kwaad is, en wat jou hartseer maak, nee, want die punt is juis, dat wanneer ons dit doen, ons dan die emosionele lading van ons afhaal, nee. En as ons as oorwinnaars verleef, dan is dit natuurlik belangrik, dat ons ook van hierdie emosies, dit openbaar aan God, met hom daaroor praat, en met mekaar daaroor praat. Maar, dit is nie wat ons altyd doen nie, nee, en ek dink dis al die punt. Ons hou daardie goed vir onsself, en ons voel jammer vir onsself, en as iemand vir ons vra, wat is fout, dan is ons soos, nee, ek is fout nie, ek kan dit op my eie doen. En ons word slagoffers. Of die teenoorgestelde, ons kla en ons kla en ons kla oor alles wat met ons gebeur, en ons dink dat die wêreld vir ons iets skuld, en dat die wêreld ons omstandighede bepaal het, en dat ek oorgelaat is aan die lot van my eie omstandighede. Maar, Jesus Christus het juis deur sy dood ons lot oorkom. Kom ons sê lot, maar jy moet verstaan, ek bedoel nie dat alles so bepaald meganies en so aan bepaal is nie. Eerder beteken dit met ander woorde, dat ons nie oorgegee is aan ons omstandighede nie. Dit is eendag ons lot om te sterf, maar deur Jesus Christus se oorwinning oor die dood, het selfs die dood nie mag oor ons nie. Met ander woorde, ons fisiese liggaam mag sterf, maar ons sal nog altyd bly lewe in die geestelike aspek van die woord, nee. Ons lewe in 'n ewigheid saam met Jesus Christus. Selfs die mag van die dood kan nie oor ons oorwinning voer nie. En nou wonder ek, hoekom ons dan partykeer so maklik gaan lê, en hoekom ons partykeer slagoffer speel? Hoekom vervul ons partykeer daai rol, en maak dan asof almal en alles rondom my moet dans, om seker te maak, dat ek gelukkig is. Ek wil hê, ander mense moet my gelukkig maak, en die pyn van my al wegvat. Maar uiteindelik begin dit hier ook by myself. Ek wil dit weer eens baie duidelik kwalifiseer, want broers en susters, daar is mense wat medies werklik sukkel met geestesgesondheid, mense wat sukkel met depressie. En as die dokter vir jou medikasie daarvoor voorgeskryf het, moet jy verstaan, dit is soos wanneer 'n dokter medikasie voorskryf vir iemand met 'n hartkwaal. En ek kan my kwaadlik indink dat iemand met 'n hartkwaal nie hulle medikasie sal neem nie. Want wat doen dit aan die kwaliteit van hulle lewe as hulle dit nie sou doen nie? Boonop dit als staan hulle dan in gevaar om ook nog 'n hartaanval te kry, of dalk 'n beroerte of so iets. Hoor julle? So, dit maak glad nie sin, as jy wel met depressie sukkel, om sommer net daardie medikasie te los nie. Dit gaan oor jou lewenskwaliteit. Ek praat glad nie daarvan nie. Ek praat oor my ingesteldheid teenoor die lewe. My ingesteldheid as gelowige. Want wat doen ek? Sit ek nou maar agteroor en dink, ag wat, Jesus het vir my die oorwinning behaal, en ek hoef nou maar niks verder te doen nie, en ek gaan nou maar slagoffer speel, as mense op my pik en alles, en ek sal maar net agteroor sit, en myself jammer kry en so, of lewe ek in oorwinnaarsgees? Want wat Paulus gedoen het, was eintlik dit. Kyk wat doen hy. Hy lewe so, dat as hy in moeilike omstandighede kom, dan sê hy, ek sien eintlik uit daarna om te ly. Hoekom? Want wanneer ek swak is ek op my sterkste. Nie ek nie, maar omdat Jesus Christus
in daardie omstandighede vir my die oorwinning sal behaal. En daarom sien hy elke liewe omstandigheid in sy lewe eerder as 'n uitdaging en kry dit reg om in moeilike omstandighede lofliedere te sing. En dis eintlik waar ons moet wees. Ons moet ons harte en ons denke op die ou end aanpas om die denke van 'n wenner te wees. Iemand wat graag die oorwinning wil behaal. En let's face it, net so min soos wat jy 'n wedstryd kan gaan wen, sonder dat daar enige voorbereiding van jou kant af is, en sonder dat dit met 'n vlak van pyn en oefening gepaard gaan, net so kan dit ook nie wees in die lewe nie. Ons kan nie verwag om alles nou maar net smooth sailing te hê nie. Baie keer dink mense, ek glo nou in Jesus Christus en niks sal ooit met my verkeerd gaan nie, en die Here sal my net altyd seën en so aan, en ja, hy doen, ons sien net nie altyd hoe hy ons seën nie, maar baie Christene dink, ek het nou tot geloof gekom, en nou gaan alles net smooth sailing, alles gaan net so reguit paai wees vir my en so aan. Maar die realiteit is heel anderste. Jesus self het tog sy disippels voorberei daarop dat hulle baie lyding sal verduur. Kyk ons na die vroeë Christene, wat het met hulle gebeur? Hulle word martelare vir Jesus Christus. Daar's baie pyn, maar in daardie pyn het hulle wat gedoen? Hulle het vreugde gevind. Hoekom? Want hulle het verstaan dat hulle oorwinnaars is deur Jesus Christus. En in ons slegte omstandighede is dit baie belangrik dat ons hierdie perspektief, hierdie groter prentjie ook raak sien. Hierdie prentjie waar ons ook raak sien dat Jesus Christus ons geroep het om as oorwinnaars in hierdie wêreld te wees. Dis bietjie tyd dat ons ophou om so jammer vir onsself te voel en in woede uit te lash teenoor die res van die wêreld. Want ek dink dit is deel nogal van die probleme wat ons op hierdie stadium in die wêreld ervaar. Almal voel geafronteer en almal voel dat hulle te nagekom word en nou skree almal ewe hard uit en is besig om met mekaar te beklei en mekaar oor en weer te haat, want hoe durf hierdie ouens my so te nakom en alles? En in die proses verloor ons baie van die eenheid wat ons beleef in die kerk. Verloor ons baie van die eenheid wat Jesus Christus wil hê ons as moet funksioneer. Verloor ons perspektief op waaroor dit eintlik gaan. Verloor ons perspektief op die baie uitkomste wat daar is. Want as ons met mekaar 'n bietjie gesprek voer en praat, dan kom ons agter dat ons behoeftes baie dieselfde is en dat ons heel moontlik mekaar tog kan akkommodeer. Dat ons tog vir mekaar 'n ruimte kan laat. Maar nee, ons wil te vinnig slagoffer speel, nee. Maar waartoe word ons geroep? Paulus sê in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, sê hy vir ons moet hierdie lewenswedloop so hardloop dat ons alles doen wat nodig is, al vra dit wat ook al vir my. Met ander woorde, as ek pyn deur moet gaan, dan doen ek dit met 'n smile op my gesig. Want dan vertel ek nie net vir ander wat om te doen, maar sak self in die wedloop van die lewe uit nie. Wat beteken dit tog as ek sê, Jesus Christus het vir my die oorwinning behaal, maar wat die gesig wat ek opsit na buite, is 'n sad gesiggie en 'n jammerhartige gesiggie. Ek verwag van almal om vir my jammer te voel en ek wys vir almal eintlik niks anderste as dat ek nie werklik glo dat Jesus vir my die oorwinning kan behaal nie. En ek wil nou weer eens sê, daar is tye waar dit werklik moeilik met ons gaan. Ek sê nie dat jy nie jou emosie mag voel nie. Ek sê nie dat daar tye gaan wees wat jy hartseer gaan voel en jy dit nie mag voel nie. Maar hou net die groter prentjie in gedagte. Moenie laat daardie omstandighede jou insluk nie. Moenie laat jou hartseer en jou kwaad jou insluk nie.
Maak seker dat jy hierdie wedloop van die lewe aanhou bly hardloop. Oorkom na die omstandighede, kyk daarna en sê, weet jy wat, maak nie saakie, ek weet, as ek hierdie wedloop wil wen, dan moet ek deur hierdie pyn gaan. En weet julle, die wonderlike van alles is dat daar vir almal van ons 'n plekkie is by God. Jesus het tog gesê dat hy vir ons 'n plekkie sal gaan voorberei, hè? As ons in hom glo, en ons voluit die wedloop hardloop, en agter hom aangaan, en doen wat hy van ons vra, dan sal ons die oorwinnaarskroon tog verkry. En dis die wonderlike van hierdie resies. Want in hierdie resies is daar nie net 'n eerste plek nie. In hierdie resies, as ons hierdie wedloop end uit hardloop en klaar maak, en nie opgee langs die pad nie, en soos oorwinnaars deur hierdie lewe gaan, dan is daar vir ons 'n plekkie in die hemel. Maar hoor julle, het lyk nie soos die oorwinning van hierdie wêreld nie, nê? Die oorwinning van hierdie wêreld gaan partykeer daaroor om ander mense te onderdruk ten koste van jouself, né? Nee, hierdie oorwinning het Jesus vir ons reeds behaal, en ons moet deelneem aan hierdie wedloop om dit klaar te maak, sodat ons ook in 'n ewigheid saam met Jesus kan regeer. In hierdie wedloop is daar plek vir almal om klaar te maak. Is daar op die ou end 'n ewige lewe as prys vir elkeen. Maar as ons uitsak en opgee en toelaat dat die lewe ons onderkry en ons slagoffer speel en naderhand opgee op ons verhouding met die Here, omdat ons glo dat selfs hy ons te nakom en hy ons haat, broers en susters, dan gaan ons nooit die wenstreep behaal nie. Dan gaan ons nooit oor daai wenstreep gaan nie, en gaan ons uiteindelik in ons sorge verval. Nee, broers en susters, ek en jy behoort 'n positiewe gees aan te neem, want ons het die krag van die Here om ons te help. Ons het die krag van die Here om ons deur te dra deur moeilike omstandighede. En my bede is vandag dat elkeen van ons sal onthou dat ons meer as oorwinnaars is deur Jesus Christus wat vir ons krag gee. En mag ons in hierdie wêreld ingaan as oorwinnaars, ophou slagoffer speel, die uitdagings van die lewe aanpak en sê, weet jy wat, as die pyn my tref, as die hartseer my tref, dit bly nie lekker nie, net soos wat dit vir 'n atleet nie lekker is, om as hy bietjie hard geoefen het, na die tyd naar te word en so aan nie, nee. En om seer spiere te hê en so aan, niks van dit is lekker nie, maar ons verduur dit, want ons weet waarheen is ons op pad. Ons weet, ons gaan die oorwinning in Jesus Christus behaal. Ons weet dat ons die ewige lewe as erfenis sal kry. En al wat ons moet doen, is om aan te hou, deur te druk, die beste van elke liewe situasie te maak. En hierdie lewenswedloop as gelowige so goed hardloop as wat ons kan. En al beteken dit baie pyn, al beteken dit wat, dat ek selfs 'n martelaar moet wees, doen ek dit met vreugde, want ek weet wat 'n resultaat ek wil hê. Ek weet waarin ek op pad is. Ek weet ek wil by die hemel uitkom. Ek weet ek wil in 'n ewige lewe saam met God regeer. Dit gaan nie oor wat ek gedoen het nie, kom ons kwalifiseer net weer. Dit gaan nie oor wat ek gedoen het nie, dit gaan oor wat Christus gedoen het. En al wat ek kan doen, is om deel te neem en vas te hou aan die hand van Jesus Christus en elke omstandigheid in my lewe oorwin. Mag die Here deur sy gees ons daarmee help. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons aan hierdie lewenswedloop kan deelneem. En so baie kere moet ons erken, ons maak van onsself maar bietjie slagoffers. Ons kry onsself dikwels baie jammer en sit in sak en as, en dan word ons kwaad vir U en vir die wêreld oor die baie maniere wat ons te nagekom word. Maar Here, ons wil vandag weer ons lewe in U hande plaas. En ons wil vra dat U ons sal help om oorwinning te behaal oor alles wat ons uitdaag in hierdie lewe. Ons finansies, dalk verslawings, dalk slegte gewoontes,
dalk dinge in ons lewe wat ons nie altyd oor beheer het nie, wat oor ons mag voer. En vandag vra ons Heer dat U ons sal help om nie meer as slagoffers van ons omstandighede te lewe nie, maar as oorwinnaars op te staan saam met Jesus Christus en die mag van al hierdie dinge in ons lewe te oorwin. Ons bid Heer dat U ons ook in hierdie week sal dra. Gee U vir ons alles wat ons nodig het om van dag tot dag te kan leef. Wil U gee Heer dat ons ook tot U eer sal leef. Wil U met elke gemeentelid gaan. Daar is siekes in ons gemeente en ons bid ook vir hulle. Hulle weet wat dit is om deur moeilike omstandighede te gaan. En ek bid Heer dat U hulle tog sal seën en sal dra deur hulle omstandighede. Wil U gee dat hulle ook vas sal hou aan hierdie oorwinning wat U deur die Seun Jesus Christus vir elkeen van ons behaal het. En al die pyn wat ons intussen moet verduur, wil ons vra Heer dat U ons tog sal help om dit te kan doen. Want op ons eie het ons dit nie altyd daardie vermoë nie. En daarom bid ons vir U teenwoordigheid. Ons bid al hierdie dinge in U groot en U heilige naam. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle te kon kuier. En ek bid dat julle ook in hierdie week God se liefde en vrede sal ervaar en dat ons met 'n nuwe gesindheid na die lewe sal kyk en al die uitdagings wat ons oor ons pad kry, sal aandurf met die krag van Jesus Christus. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Broers en susters, ek nooi julle gerus uit as jy dalk graag 'n bydrae wil lewer tot die bediening van ons twee gemeentes wat saamwerk, kan jy gerus so doen deur die besonderhede wat op die skerm verskyn, of jy kan eenvoudig onder aan hierdie video behoort jy daar twee skakels te sien waar jy 'n bydrae aan een van die twee gemeentes sou kon lewer. Broers en susters, ek vra jou tog om ook dan nou vir 'n paar afkondigings te bly, dan sien jy so 'n bietjie wat in die gemeente aangaan en wat voorlê, en ek vra dan ook dat julle tog vir ons voorbereiding sal doen in hierdie week wat voorlê. Hierdie week wat kom van môre af, is dit die algemene kerkvergadering van die Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika tot Vrydag toe. En ek vra dat julle ook aan hierdie vergadering sal dink, die besluite wat daar geneem moet word, en dat ons ook sal vertrou dat die Here in hierdie vergadering teenwoordig sal wees en ons sal help om die regte besluite te neem. Ek bid vir jou baie seën vir die week toe en mag die Here ook met jou wees. Tot volgende keer.
exchange my heart of stone for one of flesh and blood.